Die wit handdoek verteenwoordig. Jy is skoon gewas. Nuwe lewe. Ok, soos ons nou die doop klaar gemaak het, so het ek ook net nog so 'n paar versies wat ek vir ons sou wil lees. En die eerste een daarvan is Galasiërs 3 vers 26 en 27 in die boodskap uit. Ja, soos 'n kwaai oppasser het die wet heeltyd oor ons baas gespeel, totdat Christus uiteindelik gekom het. Maar nou het ons geloof in ons regte verhouding met God gebring. Daarom staan ons nie meer onder die baaskap van die wet nie. Nee, nou is julle almal God se kinders omdat julle in Christus Jesus glo. Weet julle, toe julle gedoop is, het julle deel gekry aan Christus se redding. Julle doop was soos 'n stel splinternuwe klere. By julle doop het julle Christus aangetrek, soos 'n mens 'n stel nuwe klere aantrek. Nou behoort jy heeltemal aan hom. 1 Petrus 3 vers 21. Hierdie dinge is eintlik vir ons 'n voorbeeld van wat op geestelike gebied by die doop gebeur. Daar skei die paaie van die mense wat gered word en die wat nie gered word nie. Dit gaan nie oor vuil goed wat die water van jou liggaam al was nie. Dit gaan eerder oor dit wat binne in jou gebeur. Dit gaan daaroor dat jy God opreg vra om alles weg te vat wat jou skuldig laat voel. Dit is moontlik omdat Jesus uit die graf opgestaan het en leef. In Titus 3 vers 5. Hy het ons verlos, hy het dit nie gedoen omdat ons so goed geleef het sodat hy ons moes verlos nie. Nee, hy het dit gedoen omdat hy ons baie jammer gekry het. God het ons heeltemal nuut gemaak. Ons is 'n tweede keer gebore toe ons sy kinders geword het. Toe is al ons sondes afgewas. God het ook deur die Heilige Gees nuwe lewe aan ons gegee. Amen. Amen. Dan kan ons vir Sissie bid. Ek gaan net lees. Ja. Sit net so. Ek wil net die video nog steeds die gebed inkry. Jy kan maar. Ons almagtige God, Hemelse Vader. Here, wat 'n wonderlike voorreg was dit nie vandag. Dat U vir ons hierdie dag uitgekies het en gegee het en gesalf het nie. Dankie vir die wonderlike voorreg wat U vir ons gegee het, Here, om 'n medegelowige vandag wedergeboorte te gee. Here, ons weet al lankal in haar hart is sy afgesny van die wêreld af en sy is wedergebore in die Gees. Vader, hier vandag verklaar ek, sy is gevul met U Gees. Sy is opborrelend en U Gees sal opkom, uitvloei en oorborrel in haar. Ja, dankie Jesus. Volheid, goedheid en guns is haar, Here. Ons sê vir U dankie, Vader, dat hier waar sy nou sit, dat sy U teenwoordigheid voel, dat sy dit so kan sny met 'n bottermes, Here, dat sy kan ervaar wat U Gees vir haar wil doen en waar U Gees haar wil vat, wat U Gees vir haar wil doen. Dat U Gees haar so deurdring, Here, O Jesus, dankie Jesus. dat dit op 'n afstand gesien kan word, waar, hoe en wat sy is. Dankie Vader. Dat sy een van U uitverkorenes is. Ons verklaar dit vandag in Jesus naam. Ons dankie ook, Here, vir die engele wat om ons hier is en wat ons altyd beskerm. Dankie Vader. Dankie ook, Vader, dat U altyd daar is. Dat ons net hoef te wag en stil te wees en te weet dat U God is en dat U al klaar die oorwinning het. Al wat ons hoef te doen is stil te wees. Dankie, Here, vir nuwe lewe. Dankie, Vader, dat U in haar hart gewerk het, sodat sy hierdie stap kon geneem het. Dis alles uit U genade uit, en die genade van U Seun wat U vir ons gestuur het, om aan 'n kruis te sterf. Asheteriente katra, haraya katri, onkotroi, abashatarainte ke, actirium do kotri,
Ibeshetrien tereke. Avaktrayan takatri. Oboroyon toko. Dankie Jesus, dat U altyd saam met ons gaan wees.